Geliefdes, kom ons staan dan so, ons lê ook saam die gelofte vandag af. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Geliefdes, terwyl ons so staan, kom ons sing saam die eerste vers van die stem tot eer van God ook in hierdie dag. Moet ek insit? Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes, waar die kraanse antwoord gee, oor die ver verlate vlaktes, van ons geliefdes en ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Geliefdes, om die erediens ook te begin, gaan ek 'n geleentheid gee om net stil te word voor die Here in stil gebed. Daarna gaan ons staan vir die foto met die seën, waarna ons as loflied saam gaan sing, Psalm 146. Psalm 146, daarvan die eerste, die derde en die 8ste vers, sonder dat ek dit weer afkondig, en nadat ons Psalm 146 gesing het, kan u weer u plekke inneem. Geliefdes, so ons gaan staan vir die foto met die seën na die stilgebed. Ek sal amen sê om dit mee af te sluit. En dan gaan ons die loflied saam sing, Psalm 146, vers 1, 3 en 8. Maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen. U kan staan vir die foto en die seën. Geliefdes, die Here groet ons in hierdie oggend met die woorde van Psalm 99 vers 1. Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Psalm 146. Prys die Heer met blye galme, oor my siel daar's ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Salig hy wat in die lewe sonder op en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toevlugplaas, en ook in die swartste nag, op die Heer alleen bly wag. Dis die God der leermagte, troue ons God van
Jy kan die plekke inneem. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Genesis 32 en die kernvers waarby ons stil gaan staan is vers 24. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Vir konteks gaan ons lees Genesis 32 en 33. Jakob het ook verder gereis en die engel van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God, en hy het die plek Mahanaim genoem. En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer, aan Esau sê. So sê Jakob, u dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe. En ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oog. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet, en 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele, in 2 laars verdeel. Want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en het verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. En Jakob het gesê, o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here, wat my beveel het, gaan terug na jou land en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste, en al die trou wat u aan die knegt bewys, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek, en nou 2 laars geword. Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. Jy het tog self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweë die menigte nie getel kan word nie. En hy het die nag daar oorgebly, en van wat in sy besit was, 'n geskenk geneem vir sy broer Esau, 200 bokoeie en 20 bokke, 200 skaapooie en 20 ramme, 30 kameelkoeie wat in die melk was, met hulle kalfies, 40 koeie en 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels, en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê, trek voor my uit, en laat die plek oop tussen trop en trop. Daarop gee hy aan die eerste een bevel en sê, as my broer Esau jou teekom en jou vra, aan wie behoort jy, en waarheen gaan jy, en wie sin is die goed daar voor jou, dan moet jy antwoord, u dienaar Jakob sin. Dit is 'n geskenk wat hy aan my heer Esau stuur, en kyk, hy self kom ook agter ons aan. En hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde en aan almal wat agter die troppe geloop het en gesê, net so moet julle Esau antwoord as julle hom kry. Julle moet sê, kyk, ook u dienaar Jakob kom agter ons aan, want hy het gedink, laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uitgaan, daarna sy aangesig sien. Miskien sal hy my in guns aanneem. So het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self het die nag in die laar gebly. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vrouens en 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het.
in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israel die heupseëning wat aan die heupbeen is tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. En Jakob het sy oë opgeslaan, en toe hy met eens Esau sien aankom en 400 man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Rachel en onder die 2 slavinne verdeel. En hy het die slavinne met hulle kinders eerste, en Lea met haar kinders daarachter en Rachel en Josef laaste opgestel. Maar hy self het voor hulle uitgegaan en hom 7 maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het. Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom, en hulle het geween. Daarna het hy sy oë opgeslaan en die vroue en kinders gesien en gesê, weet jy daar by jou? En hy antwoord, die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het. En die slavin het nader gekom, hulle en hulle kinders, en hulle neergebuig. En Lea het ook nader gekom met haar kinders, en hul neergebuig, en daarna het Josef nader gekom en Rachel en hul neergebuig. Daarop sê hy, wat is jou bedoeling met daardie hele laar wat ek teëgekom het? En hy antwoord, om guns te vind in u oë, my Heer. Maar Esau sê, ek het baie, my broer, wat joune is, laat dit joune bly. Toe antwoord Jakob, ag nee, as ek nou guns in u oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan, want juist daarom het ek u aangesig gesien, soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het behaag in my gehad. Neem tog my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys, en ek het volop, en hy het by hom aangehou, sodat hy dit geneem het. Liefdes, ons lees net so ver die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor, en dit in sy hart bewaar. Liefdes, kom ons word stil en ons bid saam, en ek vra dat die broer sal staan daarvoor. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer in die hemel en op aarde. En op 'n dag soos die herdenk ons die gelofte van ons voorouers, waar die roem en die eer van oorwinning aan U gebring word. Ons is saam op hierdie dag as 'n dankdag, om dit soos 'n Sabbat deur te bring, en Here, so betaal ons gelofte. Maar Here, dankie dat U daar in die laar van Bloedrivier met ons volk was. 'n Volk wat besig was om met U te worstel, 'n volk wat in U skadu geskuil het en by U die genade gevind het van oorwinning. Daarom bid ons dat U ook nou vir ons die woord sal ontvou. Dat ons ook 'n boodskap sal ontvang. Here, dat ons ook opgeroep sal word om met U te worstel. Daarom bid ons, Here, spreek U nou met elkeen van ons. Maak dit rustig in ons harte. Verwyder wat skeiding maak tussen U en ons, en spreek U self met ons, wat die diensknegt en die diensmaagd wil luister. Ons bid dit in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, broeder, suster, medervolkgenote, ons is vandag hier saam om
die gelofte van Bloedrivier te herdenk. En ons het hierdie dag ingerig as 'n dankdag waar ons weer dink aan die genade van God wat aan ons voorouers die oorwinning daar in Bloedrivier gegee het. Maar baie maal vergeet ons dat daar 'n lang pad gestap is voordat ons by Bloedrivier aankom. Van Riebeeck het aan die Kaap geland en die haarwegstasie is opgerig en dit het die handelsroete baie aanloklik begin maak vir die wêreld. En almal het 'n behaag gehad in Suid-Afrika op daardie stadium, veral die Britse. En rondom die Franse Revolusie het die Hollanders onttrek en Britannia het ook Suid-Afrika, die Kaap, kom annekseer. En daarom was ons voorouers onder die bewind van 'n Engelse regering. En die Engelse was magsbehep gewees, hulle wou graag self die hele Kaap geregeer het, daarom het hulle die Afrikaner boere al hoe meer begin uitskuif uit die belangrike posisies. Landdrosse, magistrate en alle hooggeplaastes wat eens Afrikaners was, is nou ewe skielik weggedruk, sodat die Engelse self daardie posisie kon inneem. Want die Engelse wil alleen regeer. In dieselfde tyd sien ons hoe die Bantu-volke vanuit Noord-Afrika begin afbeweeg in Suid-Afrika en sover as wat die Bantus beweeg, gaan hulle en hulle vernietig. Hulle verwoes plase, hulle brand dit af, hulle steel vee by die duisend, hulle maak gesinne dood. Vrouens, kinders wat weerloos gelos is, word vermoor. En die Britse regering trek eenvoudig hulle skouers op. Daar's geen simpatie vir die boerevolk hier in Suid-Afrika nie. En die Hollanders is so besig met die revolusie dat hulle self ook nie ons hulpkreet te hoor nie. So beleef die Afrikaner hier in die Kaap die druk van die Bantus wat hom aanval, terwyl hy ook die druk van die regering beleef. Dis in hierdie tyd waar die kommandostelsel dan ook begin is, waar manne met hulle eie perde, hulle eie wapens, hulle eie kos gegaan het en saam begin staan het om 'n teenkanting te bied teen hierdie vyand wat hulle bedreig. 'n Stelsel wat baie goed gewerk het vir baie lank, maar tog het die druk nie minder geword. In 1793 strome hordes van die Bantus oor die grens en daar word 116 plase afgebrand. Duisende beeste en skape word gesteel en honderde van die boere se families word uitgemoor. En die Hollanders, hulle hoor nie ons hulp nie. Hulle is so besig met Napoleon en hulle eie dinge, hulle los ons aan ons eie genade oor en daarom besluit ons voorouers om 'n massa-migrasie na die Laagveld van die Transvaal deur te gaan. Want daar kan hulle 'n nuwe begin doen. Hulle kan 'n nuwe republiek gaan stig, hulle kan godsdienstvryheid in die Transvaal verkry. So sien ons hoe die eerste trekkers, Louis Trichardt en Hans van Rensburg, hulle hele laar opslaan en in die Transvaal inbeweeg, maar Louis Trichardt se trekgeselskap amper almal is dood aan malaria. Van Rensburg se hele trekgeselskap is uitgemoor, en tog was hierdie twee maar net die pionier, want na hulle sou 'n klomp ander gevolg het. Trekkers wat soek na vryheid. Maar op dieselfde tyd is daar 'n onderonsie wat plaasvind onder die Zulu-ryk, want ons sien die Matabele's is besig om in opstand te kom teen die Zulus en hulle is besig om stuk vir stuk die Natal deur te gaan en volke van die Zulus uit te roei. Dit los dan ook onbewoonde gebiede in Natal. En is hierdie onbewoonde gebiede wat Piet Retief dan wil gebruik om die Afrikaners te gaan vestig. Daarom gaan hy na Dingaan en hy gaan probeer om te onderhandel om hierdie onbewoonde gebiede te kry. Maar dis by daardie onderhandelinge wat Piet Retief ook bedrieg word. Want hy en sy manskappe los hulle wapens, hulle dink dis 'n vreedsame onderhandeling. En in daardie nag is hy en 100 van die boere wreedaardig vermoor en gemartel. Daarna volg die middernagslagting waar honderde van ons mense doodgemaak is. Plase afgebrand is, vee gesteel is. Verwoesting gesaai is so ver as wat hulle gaan.
Dis dan wanneer Andries Pretorius besluit om ook Natal toe te trek en by een van die kommandos aan te gaan sluit en uiteindelik word hy verkies as kommandant van die kommando en hy en Sarel Celie is besig om die manskappe voor te berei. Fisies, maar ook geestelik hulle reg te maak vir die stryd wat voorlê van 16 Desember en Bloedrivier. As die stof gaan lê oor Bloedrivier, dan sien ons die begin van die einde van die wrede Boere-Zulu-oorlog wat aanbreek. En tog, geliefdes, is dit nie die einde van die stryd van die Afrikaner. Want selfs na dit het die Afrikaner deur nog baie dinge gegaan, nog baie worstelinge waarmee hy besig was. Maar op daardie stadium kom daar einde aan 'n baie groot oorlog. Maar nie 'n einde deur die mens nie, 'n einde wat deur God aan die boere gegee word, want die boere gee oor aan die Here. Hulle begin te vertrou op hom en hulle lê 'n belofte af dat as hy die oorwinning vir hulle gee, dat hulle hierdie dag in sy naam sal deurbring. Daarom is ons vandag hier. Ons betaal die gelofte van ons ouers. 'n dag van herinnering. 'n dag van oproep tot aksie. 'n dag van verootmoediging voor die groote God van hemel en aarde. 'n dag om hom te eer. En geliefdes, as ons vandag terugkyk op die volk se geskiedenis, dan sien ons 'n volk wat worstel. 'n volk wat met baie dinge worstel. Hy's besig om te worstel met die Britse regering in die Kaap. Hy's besig om te worstel met die Zulus wat hom aanval en treiter. Hy's besig om te worstel met die verlies van sy familie, met die verlies van sy plase, sy vee, al die dinge. Hy's besig om te worstel met dit wat hy agterlaat, om in 'n onbekende wêreld in te trek, om 'n nuwe bestaan te gaan kry. En tog, ten spyte van alles, is die grootste worsteling wat die Afrikaner het nie met die vleeslike nie, maar met die geestelike. Hy worstel met God. Hy is soos Jakob wat ons vanoggend in ons geleesde gedeelte gevind het. Ons sien 'n volk in totale afhanklikheid voor God. En die gelofte bevestig. As U vir ons die oorwinning gee, sal ons die dag as 'n dankdag deurbring. Ons sal U op hierdie dag verheerlik. Die boerevolk vertrou nie op homself nie, nee, hy vertrou op God. Daarom 'n baie belangrike vraag waarmee ons vandag gekonfronteer word. Waarmee worstel ons volk? Is ons so besig om met die staat te worstel, wat hulle mes teen ons in het? Is ons besig om met ons medemens te worstel wat met ons oor goed verskil? Is ons besig om met die natuur en die reënval te worstel, omdat dit die laaste 2 jaar die boerdery vir ons so moeilik gemaak het? Is ons dalk besig om met onsself te worstel, omdat daar iets is wat so drasties in ons verander moet word? Maar geliefdes, is ons besig om met God te worstel? Want dit is die belangrikste worsteling. Die grootste worsteling wat daar is om in die gees met God te worstel. Daarom lees ons vanoggend hier in Genesis van Jakob. 'n man wat baie gehad het om mee te worstel, en in hierdie oomblik is die grootste ding sy broeder Esau. 'n man wat hy bedrieg het, wat hy van gesteel het, en daarom het hy voor hom gevlug. Esau kom om hom te vervolg. Esau kom om vir Jakob dood te maak. Daarom sien ons dat as Jakob besef hy word gevolg deur Esau, dat hy bang word. Hy word bevrees vir hierdie 400 man wat teen hom optrek. Jakob is besig om met Esau te worstel.
Maar Jakob probeer hierdie ding op sy eie op te los, daarom besluit hy gaan sy laar in 2 verskillende laars deel, dat as die een oorwin word, die ander een darm nog vry sal wees. Jakob besluit hy gaan op sy eie manier hierdie saak probeer oplos, daarom stuur hy vir Esau geskenke om sy hart sag te maak. Geliefdes, dis nie klein geskenke nie, ons lees van 200 bokoeie en 20 bokramme. 200 skaapoeie, 20 skaapramme. Ons lees van 30 kameelkoeie wat in melk was met hulle kalfies. Ons lees van 40 koeie en 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels. Dis 'n magtige groot geskenk wat hier gebied word, en hy doen dit want hy probeer om guns te kry in die oë van sy broeder, sodat hy nie doodgemaak sal word. So sien ons hoe Jakob besig is om met dinge te worstel. Maar hy probeer dit self te doen. Hy probeer sy probleme self op te los. Hy probeer self planne te bedink. Ja, sy wil is sterk. En as 'n laaste opsie stuur hy sy vrouens, sy kinders deur die Jabok rivier en hy bly alleen agter. En daar as hy alleen agterbly, dan kom daar 'n man waarmee hy begin worstel. En daar sien ons dat dit eintlik 'n dieper worsteling, dis nie 'n fisiese stoei wat Jakob en die man opsit nie, nee, dis 'n dieper geestelike worsteling wat hier na vore kom. Want Jakob se wil is sterk. Jakob wil nie ingee nie. Jakob wil dinge op sy eie manier doen. En as die man hom nie oorwin kry nie, dan gee hy hom 'n vuishou aan die hebbebeen. Hy gee hom die hou dat hy mank begin word. 'n Beginsel wat ons later in Korinte weer mee te doen kry as Paulus praat van die doring in die vlees. Die vuishou wat die duiwel hom toegedien het, 'n manier wat hy agterkom dat God gebruik dit sodat hy hom nie deur die evangelie sal verhoog nie, 'n manier om vir Paulus by die Here se voete te hou. Dieselfde gebeur met die vuishou aan Jakob se heup. Want die mankheid veroorsaak dat Jakob nie meer op homself kan staatmaak nie. Jakob moet nou weer sy vertroue by God gaan neerlê. Jakob moet nou weer sy wil opgee. Daarom is hierdie worsteling veel eerder 'n dieper geestelike worsteling as 'n fisiese stoei. Want is God se wil teen Jakob se wil. En Jakob wil nie ingee nie. So sien ons in vers 9 dat God vir Jakob die opdrag gee om terug te gaan na sy land. En ons lees, gaan terug na jou land en jou familie en ek sal aan jou goed doen. En tog in vers 10 sien ons die ongehoorsaamheid van Jakob wat eerder sy eie kop volg. Wat sy laar in twee verskillende rigtings laat gaan. Jakob volg sy eie planne en dan in vers 11 vra Jakob vir God om hom te red. En tog daarna, dan verdeel hy maar weer sy vee en hy stuur maar weer vir Esau sy geskenke. Hy probeer om dit self te doen. Maar geliefdes, nadat Jakob met God gestoei het en geworstel het, dan sien ons dat Esau, as hy hom tegemoet kom, hom omhels. Hy verwerp sy geskenke, hy soek nie daar die vee nie, hy omhels hom. Hulle ween saam, hulle is bly om mekaar weer te vind. Jakob se plan het nie gewerk nie. Maar God se plan het gewerk. God bring die twee broers weer by mekaar. Nou geliefdes, is dit nie die situasie waarin ons voorouers was nie? Het hulle nie ook maar geworstel met 'n klomp dinge nie? Vir hoe lank het hulle geworstel met die Britse regering, geworstel met die Zulus, geworstel met al hierdie goed wat aan die gang is? En in Bloedrivier, daar in die laar, kry ons 'n volk wat worstel met God.
'n volk wat hulle vertroue by die voete van die Here neergelê het. Nie meer worstel met die vleeslike nie, maar nou worstel met die geestelike. Dis hoekom Andries Pretorius en Sarah se lese invloed so belangrik was. Want nie net kom hulle om fisies die manskappe op te lei nie, maar hulle kom om die geestelike aspekte versterk. Ons lees daarvan dat die manne Sondag kerk gehou het. In die oggende en aande was daar stilte tyd gewees. In die laarheid is psalms gesing tot eer van God. Die volk was besig om te worstel met die God van hemel en aarde. En die gelofte bevestig dit. Want in die laar hoor ons die stem van Sarah se leeu. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy vir ons die oorwinning gee, dan sal ons tot sy eer leef. Ons sal 'n huis tot sy eer oprig, daar waar dit hom behaag. Ons sal die dag as 'n dankdag, soos 'n Sabbat deurbring. Ons sal die eer van die oorwinning aan hom gee, en ons kinders en ons kindskinders en die nageslagte na hulle daarvan vertel, sodat ons saam die Here kan verheerlik daarvoor. En die laar is 'n volk wat met God geworstel het. Geliefdes, waarmee worstel ons? Is ons so besig met die politiek in ons land? Met die misdaad? Met die mense om ons? Is ons so besig om ons eie planne te bedink, ons eie wil af te forceer, dat ons vergeet om met God te worstel? Want ons lees, as Jakob oorgee aan God, sy met hom worstel, en ontvang hy ook die seën. Daarom word ons opgeroep, geliefdes, gaan worstel met die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag weer as volksgenote bymekaar kan wees. Here, om 'n gelofte te herdenk wat so lank terug ook gemaak is, maar vandag nog so relevant is. Here, dankie dat ons opgeroep word ook na U huis om dit soos 'n Sabbat te doen, rondom U woord stil te word en te luister. Here, dankie dat ons ook vandag opgeroep word om nie met die wêreld te worstel, nie met die dinge van mense nie, nie met die vleeslike nie, maar dat ons met U sal worstel. En dankie vir die belofte dat as ons met U worstel, ons ook U seën sal ontvang. Here, ek bid vir ons volk, ek bid vir ons mense, dat hulle op sal hou om met die wêreldse dinge te worstel, en dat ons na U toe sal keer, en opreg weer by U voete sal leef. Here, dankie vir die genade, dankie vir die liefde, en dankie vir U regverdigheid. Here, ons bid dit nie in onsself nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing die 4de vers van die stem. Die 4de vers is so mooi, want is 'n gebed waarmee die stem ook afgesluit word. En die eerste vers, die eerste reël sê, op U almag vas vertrouend het ons Vader gebou, skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te bou. Ons voorgesagte het op hom vertrou, met hom geworstel, laat ons ook ons vertroue op hom rig. Kom ons staan en sing ons saam die 4de vers van die stem, waarin jy ook staande kan bly vir die seën. Mag vas vertrouend het ons Vader gebou, skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf
ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer, met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees God teruggee. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.